Goeiemôre almal, dis so lekker om vanoggend die online woord met julle te bring. Ek wil 'n bietjie gesels oor verdrukking, maar dan ook gevorm en hoe dit werk. En ek wil regtig met julle praat oor Romeine 5 vers 3 tot 5, wat so 'n mooi proses is en hoe ek dit gaan verduidelik is met 'n lekker plunger koffie. So kom ons kyk hoe hierdie twee lekker saamwerk. Ek wil graag met julle vandag gesels oor verdrukking, maar gevorm. En ons almal weet op die oomblik in die wêreld en daar buite kan die druk bietjie baie raak. Daar's baie goed wat op die oomblik aangaan. Ek dink die petrolprys en die toekomstige petrolprys is genoeg om enige persoon se hare te laat rys en daar's so baie ander goed wat in die wêreld aangaan. So verdrukking is oral om ons. En ons as Christene, soos Paulus sê in Romeine 5, word nie gevryspreek van dit nie. En Romeine 5 verduidelik ietsie baie moois wat ek graag vanoggend met julle wil deel en vandag met julle wil deel. Romeine 5 vers 3 tot 5. Dis nie egter al nie. Ons jubel self in ons swaar kry, want ons besef dat swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomstige verwagting. En hierdie toekomstige verwagting, wat ook hoop genoem word, sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees, wat in ons woon, wat hy vir ons gegee het. En as jy bietjie na hierdie stukkie gaan kyk, dan is dit eintlik so 'n wonderlike proses wat gebeur, van verdrukking, na volharding, na toekomsverwagting, na Heilige Gees wat jou sustain, wat jou aanhou laat gaan. En ek wil vanoggend dit met jou verduidelik en vir jou eintlik dit wys met hierdie plunger koffie. Nou as jy kyk na hierdie plunger koffie, kan jy sien is 'n glasbeker, dis bietjie grondbone en is bietjie ground koffie en dis bietjie water en is nie veel werd op die oomblik nie. Maar wat weet ons van hierdie plunger? Ons weet dat as hierdie begin afdruk, bou daar druk. En soos ons hierdie plunger afdruk, kan jy sien, die drukking bou baie stadig. Dis nie 'n vinnige proses nie. Baie keer in ons lewe is druk nie ook iets wat net vinnig kom nie. Dis iets wat opbou. Dis iets wat stadig maar seker in jou lewe opbou, of dit nou in finansiële omstandighede is, dalk verhoudings, dalk net die tipe omstandighede wat jy in lewe waar daar druk opbou. Weet net dat dit nie 'n tyd is waar God afwesig is nie, maar dit is nog steeds 'n tyd wat druk opbou. Dit is nog steeds 'n tyd wat jy die wêreld se druk aan jou kom voel. En ja, dit is lekker om op 'n Sondag in kerk te sit en te weet, maar die Here is in beheer. Maar nog steeds op 'n Maandag is jy in hierdie wêreld van verdrukking. En al hoe meer nou ook in ons wêreld. En ek wil hê jy moet nog nou kyk na hierdie koffie en soos ek hom afdruk en die druk bou op, gebeur daar iets wonderlik. Ietsie gebeur hierso. Die grondbone of die coffee ground meng met die water en dit vorm koffie. Sterk, egte koffie. En hierdie is eintlik so spesiaal om te sien hoe die Here eintlik hierdie koffie vat of hierdie water vat en saam met hierdie koffie smelt en dit saam pers en deur hierdie druk onthul dit en ontbloot dit 'n karakter. Dis nie 'n karakter wat geskep word nie, maar die druk onthul 'n karakter. Die karakter binne jou. En baie keer kyk ek na hierdie en dan dink ek, Here, maar daar's twee goed wat kan gebeur. Of die druk bou op en dit vorm hierdie wonderlike karakter van volharding wat die Here kan gebruik, of die druk bou te veel op en dit breek. Toe vra ek vir die Here, maar wat gebeur as mens breek? Wat gebeur as die druk te veel raak? Toe sê hy vir my, as hierdie koffiebeker breek, dan breek dit in 1000 stukke. En vir die mens beteken dit dan niks nie. Vir die mens beteken daai koffiebeker niks. Jy kan nie dit fix nie, jy kan dit nie weer mekaar sit nie, maar God kan. Die onmoontlike kan hy moontlik maak. Hy sê, dink nie aan maak of breek nie. Hy dink aan maak en maak. So al maak jy dit nie deur die druk nie, al breek jy, sê hy sal jou nog steeds kom optel, stukkie vir stukkie. Dis die liefde van die Here om te sê, ek tel jou op, stukkie vir stukkie, ek las jou weer mekaar en ek maak jou reg vir daai volgende situasie van druk. En ek weet, jy gaan deur dit kan kom. En dis presies ons God. So dit gaan nie oor die uitkomste hier nie. Ja, jy kan dalk sê die Here het drukking op my lewe geplaas en ek het dit gemaak en ek is sterker daaruit. Ek's 'n goeie karakter, sterk karakter. Of het gesê hy het glad nie gemaak nie, hy het gebreek.
God worry nie oor daai uitkomste nie, want hy weet, hy kan jou weer aan mekaar reg. So hy weet, dit gaan nie vir hom so oor die uitkomste nie, dit gaan oor of jy weer aan mekaar wil gelas word, sodat jy weer drukking kan ervaar, sodat jy by die situasie kan kom, waar jy in sterk koffie kan verander. En dis die derde punt wat ek wil graag wil maak is, as jy hierdie beker nou afdruk, of hierdie plunger afdruk, dan onthul dit hierdie sterk karakter, hierdie egtheid van geloof, en dis die sterk koffie. En hierdie sterk koffie is dan iets wat jy kan uitgooi. Jy kan dit uitgooi in mense se bekers. Soos jy dit uitgooi, kan jy dit uitgooi in ander mense se bekers. En dit is amper waar die Here vir ons sê, maar hierdie volharding kweek dan hierdie toekomsmusiek, hierdie eintlik in die ander vertaling praat hulle van hoop. Dit maak hoop. En hierdie hoop is eintlik 'n testimonie wat jy kan gaan lewer dan. Paulus het in die tronk gesit en hy het gesing terwyl hy geslaan was. Hoekom? Want hy het hierdie volharding al deurgegaan, sy karakter was reg. En daai sang wat hy gesing het en daai liedjies wat hy gesing het in die tronk, het so baie mense se lewens verander. Net so is jou testimonie so sterk. Jou testimonie is gemaak om so baie mense se lewe te verander. So weet net, as daar druk kom en hierdie karakter vorm en die Here onthul hierdie karakter in jou, weet net dat daai karakter gemaak is om 'n testimonie te wees, om sterk koffie te wees in ander mense se lewe. So gaan wees daai sterk koffie in ander mense se lewe. En dan wil ek graag die laaste ding sê, as jy nou al hierdie koffie uitgegooi het en jy voel bietjie leeg en jy voel maar waar jy het niks meer in jou nie, weet net, God is kragtig. Hy vat hierdie koffiebeker wat dalk leeg is en hy sê, maar ek was hom weer skoon. Ek maak hom weer reg vir die volgende situasie, vir die volgende oomblikke van verdrukking, vir die volgende oomblikke waar jou karakter weer gaan uitkom. En dan kom die karakter weer uit. En ek wil graag nou vir julle afsluit met 'n gebed. Ek weet nie waar jy is in die lewe op die oomblik nie. Ek weet nie of waar jy is in daai proses nie. Ek weet nie of sit jy dalk in 'n druk situasie nie, dalk is jy gebreek, dalk sit jy in 'n hoopvolle situasie, dalk het jy gewen, dalk is jy nou hierdie sterk koffie, of dalk voel jy net leeg. Maar ek wil vir jou sê, waar ook al jy is in die proses, die Here is daar vir jou. Hy wil vanoggend vir jou sê, ek is daar. Al is jy gebreek, ek is daar, ek kan weer aan mekaar reg. As jy hoop het, gaan deel dit uit. As jy onder druk is, weet die karakter wat kan vorm en onthul word deur daai drukking. En as jy leeg is, weet ek kan jy weer vul en jy weer laat begin met daai proses. Hoe wonderlik is nie wat ons kan weet in hierdie tyd wat ons lewe, in hierdie goed wat gebeur in die wêreld, kan ons weet dat die Here ons kan gebruik om sterker en sterker te word, so sterk koffie te kan word en hoop te kan bring vir die wêreld daar buite. Amen.